Dis sporttyd hier op Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Gerts. Uithou vermoë, deursettingsvermoë en 'n sterk kop. Dis wat jy nodig het vir een van die uitdagendste wedrenne in die land, the Hour Challenge. Deelnemers moet elke uur 'n nuwe ronde voltooi en kan kies om homself oor 12, 24, 36 of selfs 60 uur te toets, het sy op 'n bergfiets of te voet. Ons gesels vandag met ons organiseerder Assie Lange oor hierdie unieke uithouren en presies wat dit verg om die wenstreep oor en oor te haal. Assie, welkom by ons, baie lekker om jou saam met ons te hê. Hoe die ding begin, eerstens, voordat ons praat oor interessant, Arnold, omtrent 6-7 jaar terug het ek en 'n baie bekende persoonlikheid, organiseerder, Debbie Achenbach, een oggend gesit en praat by 'n oggendsessie met fietsry. Toe het ek vir haar gesê, ek wil hierdie 100 myler aanbied. Sy sê nee, sy het 'n ander idee. Geskoei op die backyard, baie groot uit. Toe sê ja, toe begin ons praat en dit was baie interessant geweest, het my verduidelik. Ek het van die konsep gehou en sy het die leiding geneem daai tyd. Ons het hierdie 60 ure ding aangebied. En ons het al 'n paar groot name in ons lewe hier gehad. Dit het begin, ek dink 6-7 jaar terug en dit is nog steeds daar en ek sal hom die res van my lewe doen. Dit is een van die dinge in 'n jaar wat ek bitter graag aanbied. Baie lekker, baie dagend. Presies, hoe werk dit? Man, is baie maklik. As jy fietsry, Baie maklik sê jy. as jy fietsry moet jy 10 km/h ry. Ja, Elke uur moet jy 10 km ry elke keer op die uur. op die uur. Ons begin op uur. As jy nie in die hekke is nie, is jy uit. Ja. En as jy nog nie terug is nie, is jy uit die aard van die saak uit. En die hardloop 4 km. So jy moet elke uur net 4 km hardloop tot jy nou uitval. En dan weer eens, wat is 4 km? Maar daar's 'n bietjie meer in dit. Weer is die rus en die herstel hier na 40, 50 ure. Daar's mense wat begin hallusineer. Daar's mense wat totaal begin, hulle kan dit nie meer nie. Hulle begin in tale praat, man. Jy het 'n sterk kop nodig, soos jy gesê het, om hierdie ding te kan doen. Die interessante ding is, daar's groot prysgeld op die spel en eerste man en eerste vrou kan elkeen R10,000 wen, maar daar is sekere stappe wat moet gedoen word voordat hulle daar kan uitkom. Dis korrek, ja. Ongelukkig is ons afhanklik van skenkings vir die prysgeld en ons het R20,000, R10,000 vir die man, R10,000 vrou vir die fietsryer wenner. En dan het ons natuurlik R5,000 vir die man en R5,000 vir die vrou vir die hardloop wenner. Ja, ons doen dit inkrementeel. 'n Ou wat net as almal uitval binne 10 ure, gaan ek hom nie die R10,000 gee. Natuurlijk, ja. Ons vermeerder dit soos die ure aanstap en dan hierso op 40, 50 ure, dan kry jy die volle bedrag wat uitbetaal word aan die persoon. Ons natuurlik al die mense wat die geld geskenk het, is vorige deelnemers. Clint House, goeie vriend vir my, Otto Gunner, dis mense wat die geld geskenk het vir die prysgeld in die event. Dis natuurlik nie op die pad nie, dit word van die pad afgehou, daar's jeep track en daar's sogenaamde single track en dis meer, maar dis gelukkig redelik plat, nie waar nie? Ja, ons ry nie op die gewone single track van Hazeldean Valley Trails nie. Ons het 'n spesiale die jeep spore wat ons gebruik. En dan jy doen so, ek dink so 4 km se single track en die res is op jeep track, ja, geskraapte paadjies, ja. Wat my altyd te bowe gaan is, hierdie vat 'n spesiale manier van oefen, want dis nie net sommer iets wat jy hardloop 80 km 'n week en jy hardloop 2 keer, 3 keer, 4 keer, hoe ook al 'n week, maar hierdie ding vat spesiale oefening, nie waar nie? Weet jy, dit is baie, hoe kan ek dit sê, dit is intervalle. Ja. Dit is letterlik intervalle, wat 'n baie belangrike deel van jou oefening. Ons het net toe gepraat oor hardloop. Weet jy moet in 'n uur moet jy 10 km ry met die fiets, 4 km hardloop. Jy moet terugkom, eerste 4, 5, 6, 8, 10 ure, is dit mos nou maklik. En dan begin dit moeilik raak, want nou begin jy bietjie moeg raak. Jy het miskien in jou lewe al 100 km gery met 'n fiets, jy het al miskien 42 km gehardloop, maar nou begin dit verder gaan. Jy het 'n uur, jy moet gaan deelneem, jy moet terugkom, jy moet badkamers toe gaan, jy moet eet, jy moet slaap. Laas jaar se wenner was vir my ongelooflik geweest, Daniel Paulsen, hy het ook die Munga gewen laas jaar. Daai man het daar kom sit op sy stoeltjie en sy fiets en sy koelboksie, met hier en daar 'n toebroodjie en 'n pakkie toegedraai, en ek het hom net nooit sien slaap nie. Vir 60 ure het daai ou aangegaan, hy het ingekom, hy het op 'n gravelbike gery wat toelaatbaar is, en hy het klaar gemaak elke keer, en hy het
ronde vir ronde gesit. Ander mense is baie gedissiplineerd. Elaine Bytel byvoorbeeld, wat hom nog elke jaar wen. Sy sal inkom en hier na 10, 20 ure, dan gaan sit sy in 'n stoeltjie, haar beentjie voor haar uitgestik, raak aan die slaap vir 15, 20 minute, en as ek die hoeter druk, 3 minute voor die tyd, dan sy daar, op haar fiets en ry. So gaan dit maar met die mense, jy moet baie goeie dissipline handhaaf en daai intervaloefening, dis nie in elke mens se broek om dit reg te kry nie, maar weet jy hoe sterk word jy? Ja. Dis iets ongeloofliks. Jy noem die toebroodjies, maar wat gebruik mense oor die algemeen om energie te hou vir so lank waar jy aanhoudend gevra word om 'n energieknoppie te druk? Weet jy, daar's verskille, ek het nou al verstom. Daar's een persoon, no names, no pedals, hy sal in elke ronde inkom en 'n Black Label drink. Hy doen die hardloop en hy gaan nie na 36, 40 ure toe. Hy sal nie noodwendig hele Black Label drink, maar dis sy stapel voedsel, daai Black Label, en nou en dan sal hy miskien 'n energiestafie eet of so. Ander mense het regtig pakkies uitgesit vir 10 ure en 20 ure, eet hy dit, eet hy dat. Snaaks, baie mense toebroodjies met peanut butter op. Ja. Ander mense energy bar, stafies en natuurlik al die energiedrankies, die verskillende name. Ek weet nie wat een is die beste nie. En ander mense wat letterlik net water drink en dan ietsie eet. Party bestel pizzas onder by die restaurant. Ander mense eet hamburgers, Kentucky Fried Chicken lewer af. Jammer vir daai ene. En ja, dis interessant om te sien wat die mense eet. Verbasend, né? Geef my van die rekords. Wat is die beste wat jy tot dusver gehad het? Hoe lank het iemand vasgebyt? Man, in al twee items 61 ure, want jy neem 60 ure deel, last man standing, of as daar meer as een is, dan gaan ons aan, dan doen ons 'n sudden death. Dis nou nogal interessant, ek wou jou daaroor vra. Ja, die 61ste uur is dan 'n sudden death, so winner takes all, daar's net een wenner. Ons het in die 60 ure, het ons dit van die begin af gestel, dat ons kan nie, want ek dink jy nou nog vir gesê, of net gesê, die rekord is 5 dae, Ja. wat die ou aan mekaar In die Backyard Ultra 5 dae lank, ja. Kan Dis jy dit glo, ongelooflik. né? Dis Dis van, vreeslik. dis verbasend. Nou, as gevolg van werk en tyd, en ons het nie daai tye in Suid-Afrika nie, het ons dit 60 ure gemaak met 'n sudden death na die 61ste uur. So dan moet jy sprint. Dis waarop dit neerkom. Weet jy, ek weet nie wat die topspoed is nie. Daar's ouens wat snaakse kilometers noem, maar weet die gemiddelde ronde vir die vinnigere fietsrye is so tussen 24 en 26 minute aan daai 10.2, 10.3 kilometers. Daai laaste ronde kom hulle tussen 18 en 19 minute in. So. En dit is nie net op 'n mooi gladde pad nie. Dis 'n bietjie opdraan en afdraan, 'n gelykpad, maar dit is al baie mooi, maar ja, dis ongelooflik. Ons regisseur Malay en haar man gaan deel nie. Mense kan in spanne inskryf nie. Ja, dis reg, ja. Al wat ek verwag is as jy die 60 ure doen en jy neem aan 'n span deel, jy moet elke ronde iemand op die span op die pad hê. Weet jy, ons doen dit op versoek. Daar's mense wat graag die 60 ure plesierie vind. Dis soos 'n piknik, man. Daar wil deurbring en dan weet hulle kan dit nie doen nie. Maar toe sê okay, julle kan in 'n spanverbande doen. Die span moet elke uur, daar moet elke ronde iemand op die baan wees tot die laaste een uitval, dan val jy uit outomaties. Ja, En kan mense kom kyk? ek hoor nie. Kan mense kom kyk? Ja, die mense is welkom. Jy kry mense wat letterlik 5, 6 maal in daai 60 ure opdaag. Ander mense wat die hele periode daar is. Want dit is interessant, weet elke keer hier as jy hier na die tweede dag kom en of as iemand uitval, hy hou nou op, dan het ek 'n klok wat jy lei. Ja. En dan kom jy dan lei hy die klok. Dis nie 'n skande nie. Jy kry jou medalje. Ons het 'n mooi metaalmedalje wat ons vir jaar uitgee en jy kry jou medalje en jy kan toeskouers bring, mense kampeer, hulle bring karavane, hulle bring tente ensovoorts. Dit klink ongelooflik. Webtuiste. Waar kan mense dit sien? Waar is die detail daarvan? Jy kan na entry.com About time. About Time toe gaan of Ja. Entry Ninja. Goed, Jy kan daar gaan inskryf. About Time of Entry Ninja. Dis die plek waar jy dit dan kan kry, al daai detail wat jy nodig het. Ja, ek weet nou nie so mooi nie. So gepraat van die wêreld aan die brand hardloop, net hierna kom ons agter hoe maak jy kersse? En dan kan jy kers vashou hier op Goeiemôre, Good Morning.